Ek wil vandag praat oor 'n baie interessante konsep wat vir my baie treffend is in die Bybel. En daarmee saam sal ek 'n paar ander verse ook lees. Ons kyk hierso na 2 Korintiërs 4 vers 10 en 11. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood, om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Dan kyk ons na 2 Korintiërs 5 vers 6. En hy sê hierso: daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in hierdie liggaam ons inwoon, ons van die Here uitwoon. En dan kyk ons na vers 14 en 15 van 2 Korintiërs 5. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Net tot sover. Hoekom ek nou spesifiek op hierdie vers fokus? En veral die sleutelvers wat sê gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om. Nou, julle moet verstaan wat dit nou eintlik sê daar. Wat hy eintlik sê, hy sê dat binne in jou liggaam is daar 'n aktiewe doding wat besig is om te funksioneer. Daar is 'n aktiewe doding wat besig is om in jou te werk. Hy praat inherent hierso van 2 tipes dood. Hy sê ons dra 'n dood om in ons liggaam en ons word oorgelewer in die dood. En dis 'n baie interessante vers daai. Dit beteken eenvoudig dat ons in ons liggaam die mededood van Jesus Christus altyd dra. As wedergebore kind van die Here, het jou wedergeboorte nie gekom toe jy Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Nee, inteendeel. Jou wedergeboorte het gekom uit die kruis uit. Toe jy Jesus Christus as verlosser en Here bely het jy daarmee saam bely dat jou dood en sy dood dieselfde dood was. Dat dit nie net Jesus Christus is wat gesterf het op die kruis nie, maar dat dit ook jy is wat saam met en in Christus gesterf het op die kruis. Nou die wonderlike ding is van hierdie doding wat ons in ons liggaam omdra. Dit beteken dit is 'n doding van die werking van die kruis in my wat Satan doodhou, wat die vorige natuur doodhou en wat die sonde natuur doodhou. Dit beteken voorts ook dat hierdie doding wat ons in die liggaam omdra, hou ons ook dood heens Satan. Dit hou ons dood heens die vlees, heens die profete, heens die Ou Testament en heens die geloftes van Israel, en dit hou ons dood heens Jesus van Nasaret. Jy sien, die probleem is met die Christen is hy wil vreeslik graag sy lewe inrig volgens Jesus van Nasaret. Maar ons vergeet een belangrike ding, dat Jesus van Nasaret was 'n Jood wat aan Israel gestuur is, maar wat toe vir ons verlosser geword het, omdat Jesus deur Israel verwerp was. Ons kry daai duidelik in Handelinge 28 vanaf vers 26 tot 28, waar Paulus op sy sendingsreis uitgaan. Maar dit beteken dat hierdie doding wat in my liggaam omgedra word, beteken daar is 'n daaglikse outomatiese doding
wat plaasvind binne in die persoon van Christus. Want elke dag wat ek wakker word en elke dag wat ek opstaan en elke dag wat ek die lewe sien, is dit as gevolg van Christus wat my dra. Dit is as gevolg van Christus se lewe wat in my is, wat my dra. Dit is Christus se lewe wat in my funksioneer. Die doding van Christus wat ek in my liggaam omdra, beteken ook daarmee saam dat ek die hele tyd in 'n stryd is teen die siel en teen die vlees. Hoekom is dit dan so? Want die Heilige Gees wat in ons is deur Christus Jesus, spreek net van Christus en openbaar net Christus en verheerlik net Christus. Hy doen niks anderster wat die uiterlike betref nie. Hy doen niks anders wat die vleeslike betref nie. Hy doen niks anderster as wat die menslikheid betref nie. Jy sien, die Heilige Gees werk uitsluitlik binne in die persoon van Christus, maar nie in die persoon van Jesus van Nasaret nie, maar die Heilige Gees werk met ons in die persoon van die opgestaande Christus en hierdie opgestaande Christus se sin en se verstand in ons. Dit is waarmee die Heilige Gees werk. Ekskuus tog. Dat die Heilige Gees oriënteer ons voortdurend na die Christus in ons. En as ons in hierdie Christus in ons insien, en ons kyk in hierdie Christus in ons in, dan sien ons dat ek lewe slegs binne die grens en die parameters van Jesus Christus se eie diviniteitslewe. Dus die lewe wat in my werk, is Jesus se lewe. Maar daardie lewe van Jesus wat in my werk en wat my lewe is in my, kom vanuit my dood op die kruis. En dit is die interessante ding, want vanuit daardie dood op die kruis in Christus Jesus het gekom die lewe van Christus. Ons moet dit verstaan, dat uit die kruis het gekom die opstanding. Nie die opstanding van Jesus van Nasaret nie, maar die opstanding van Christus, die lewende God. So wat ons gedurig in ons liggaam omdra, is die doding van Christus. Dit beteken, ek het saam met Christus gesterf en dit is prominent in my verstand. Dit is prominent in my gedagte ingebrand deur die Heilige Gees, dat ek het saam met Christus gesterf. Galasiërs 2 vers 20. Ek is gekruisig saam met Jesus Christus en ek leef nie meer nie, maar sê die Grieks, dit is Christus wat sy lewe in my lewe. So die lewe wat in jou is dus die lewe van Christus, maar die dood wat jy gesterf het saam met Christus op die kruis, is juis dit wat in jou werk. Dit is juis die doding wat jy in jou omdra. Dit is eintlik 'n tipe van 'n paradoks. Jy het die dood van Jesus Christus wat in jou inwerk teen jou vorige lewe en teen jou vorige natuur en jou vorige vader, maar terselfdertyd het jy ook die lewe van Christus wat vanuit die kruis gekom het en ook in jou funksioneer. Dit beteken dat hierdie dood wat ek in my liggaam omdra, dra my in alles van die doodsheid van my vorige lewe. Kom ek stel dit anders. Die doodsheid wat in my werk my aktiewe dood heens Adam, heens Satan, heens sonde, heens die vorige natuur. So jy het die dood van Christus se kruis wat in ons werk, maar terselfdertyd uit daai kruis is daar 'n lewe wat terugwerk. En Adam en sy sonde en die vorige natuur en Satan en sy sonde en die vorige natuur weghou, uithou en in 'n
oorwonne stadium hou. Die bose lewe van Satan, die bose lewe van Adam is deur Jesus Christus vernietig. En hierdie dood wat ons in ons liggaam dra, werk in teen Adam, werk in teen die wet, werk in teen die profete en werk in teen die Ou Testament en die wet en Jesus van Nasaret. En dit werk in teen mense dogmas en mense presupposisies. So hierdie doding wat in my werk, is 'n doding wat my weerhou van menslikheid uit, maar wat my terselfdertyd lewend hou in Godheid in. Verstaan jy wat ek sê? Dat hierdie dood wat in my werk die doodsheid van die vorige lewe permanent in my. Ek is permanent dood en ek het nie meer 'n verhouding met enige iets van die ou tyd. Die Jesus van Nasaret, profete, Israel, die geloftes van Israel, doop, spreek in tale, al daai goeters. Ek het niks meer daarmee te doen nie, want hierdie dood van Christus wat in my werk terselfdertyd terug en hou my dood vir dit wat ek eens was, maar nie meer is nie. Paulus sê, dit wat ons eens was, is ons dit tog nie meer nie. En dit is hierdie doding wat ons in ons liggaam omdra. Tweedens is hierdie doding wat ons in ons liggaam omdra 'n totale en komplete en voltydse stryd met die vlees en met die mens se siel. Met ander woorde, die liggaamssiel in jou. Want hierdie doodsheid werk in ons in die lewe van Christus, dat dit net Christus in my is en Christus in jou wat lewe na buite. Maar in hierdie lewe van Christus wat na buite deur my en as ek funksioneer, wat sy lewe in my is, die God lewe in my is, werk hierdie God lewe die dood heens my vorige lewe geheel en al teer. Hy opponeer alles wat ek was van my vorige lewe. Soos 'n kind van die Here wedergebore, kan jy nie meer teruggaan na die wet nie. Jy kan nie teruggaan na die profete nie. Jy kan nie teruggaan na die Ou Testament nie. Jy kan nie Israel se geloftes as joune toe-eien nie. Jy kan nie die beloftes wat God aan Israel gemaak het as joune toe-eien nie, want die Here het vir ons beter geloftes en 'n beter verbond in Christus gegee, naamlik die ewige lewe van God wat hy bepaal het voor die grondlegging van die aarde. Daarom sê Paulus ook, hy sê, die liefde van Christus dring my. Hy sê, ek is oortuig, want die liefde van Christus dring my. Hierdie liefde van Christus wat in my is, beteken, dit is 'n intieme verhouding wat Christus met my het en in my het, en dit is 'n intieme, wederkerige verhouding wat ek in Christus het, en omdat hierdie verhouding in Christus is, vat hierdie Christus in my in God in, en daarom werk hierdie dood in my, die dood van my vorige lewe, dat ek in die lewenskonsep van Christus by God kan intree en in God se teenwoordigheid kan wees, omdat hierdie dood wat in my werk, plaas my in die lewe van Christus, en die lewe van Christus in my werk die dood van die vorige natuur in my. So sien jy hierdie paradoks wat besig is om plaasvind. Dit is die kern van die misterie. Dit is dat hierdie dood van Christus eienaardig genoeg werk die lewe in my. Maar terselfdertyd werk die lewe die dood van Christus in my. Maar nou gaan Paulus aan. Hy sê, want altyd word ons wat lewe
oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Dit beteken ook, nie net werk die dood die hele dag in my, wat my hou in die lewe van Christus nie, maar, wat hy hierso sê, hy sê, ons wat lewe, word oorgelewer in die dood. Nie net werk hy die dood in ons nie, maar hy hou ons in die dood van Christus. So hierdie lewe werk teen die dood van die vorige lewe in, maar hierdie lewe werk ook in die huidige dood van hierdie wêreld in. Hierdie dood waarin ek oorgelewer word, beteken dat dit net in my die lewe van Christus is wat funksioneer na buite. Hierdie dood waarin ek oorgelewer word ter wille van Christus om Jesus wil is, sodat ek nie meer in my eie reg en in my eie natuur, in my eie etnisiteit en in my eie uitdrukking kan leef nie. Want ek word elke dag oorgegee in hierdie dood van Christus in. Elke dag is 'n nuwe dag wat vir my laat besef ek is dood vir wat ek was. Want jy sien, hierdie dood waarin ek en jy elke dag oorgelewer word, is die daadwerklike aktiewe funksionering van die dood van Jesus Christus, wat effektief die kruis in my laat posisie inneem. En hierdie kruis wat in my posisie ingeneem het, hou my dood. Jy sien, jy die dood wat teen die vorige dood inlewe deur die lewe van Christus, maar nou het jy die kruis wat in jou funksioneer en jou dood hou. Jy kan nie jouself elke dag kruisig nie, want jy is gekruisig. Wat sê Paulus? Ek verkondig Christus en hom gekruisig. Dit beteken nie, hy sê Jesus het nie opgestaan nie, hy sê maar, die Christus wat op die kruis gehang het, was die lewende God wat opgestaan het. Nou sê hy, ons word daagliks ook oorgelewer in hierdie dood, sodat, kyk nou wat sê hy hierso, want altyd word ons wat lewe. Waarmee lewe ons? Ons lewe met die lewe van Christus. Dis waarmee ons lewe. Want altyd word ons wat lewe. Ons moet daai woordjie omkring, daai wat lewe. Beteken ek lewe in Christus. Maar terselfdertyd, terwyl ek in Christus leef, leef hy in my. En omdat ek in Christus leef en Christus leef in my, is daar 'n aktiewe dood heens enige iets anders. Hierdie Christus hou my in 'n staat van perpetuele doodsheid heens my vorige lewe. Dit beteken nie, jy kan nie weer daarna teruggaan nie, want ons doen dit gereeld deur ons te skei van Christus, en dan val ons terug na sondes van die vlees. En dan is dit weer 'n kwessie van 'n bekering, nie 'n bekering nie, maar 'n belydenis wat ons moet doen na die Here toe. Die Engelse woord is repent. Ons doen dan 'n belydenis van waar ek teruggeval het na die vorige natuur en die vorige lewe. Want onthou, die lewe wat ek geleef het sy merke in my gelos. Party mense noem dit daardie spinnerakkies. Het hy dit in my gelos. En die hele tyd worstel ons met hierdie spinnerakke van die vorige lewe, want dit is makliker
om in sonde te lewe, as wat dit is om in heiligheid te lewe. Dit is makliker om sonde te pleeg, as om heiligmaking te wees. Jy sien, dit is maklik om op myself te fokus, wat ek kan sien en waarvan ek bewus is, as wat dit is om op die onsienlike te fokus en te bely. Maar daagliks word ons in die dood oorgelewer. Want elke dag as ek en jy wakker word as wedergebore kinders van die Here, word ons wakker met hierdie realistiese waarheid in ons. Ons is dood in Christus Jesus verklaar. En tensy daardie dood van Jesus Christus nie volkome in jou werk nie, sê Paulus, word die lewe van Christus in jou sterflike liggaam nie openbaar nie. Jy sien, as ons die positiewe kant lees, moet ons ook die negatiewe kant lees. Hy sê, want, daai woordjie want, altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood van Jesus. Hoekom is daai want daarin? Want daai want gooi ons in die proses van 'n ewige perpetuele doodsheid heens dit alles wat ons was, en ons wandel in 'n nuwe rigting na Christus buitekant die poort, nie Christus in Jerusalem. As jy kyk wat dit beteken in Hebreërs 13, dat Jesus het nie in Jerusalem gesterf waar die tempel is en waar die wet was nie en waar die rituele was nie. Hy het buite die wet, buite die normale norm het hy gesterf. Nou sê Jesus, hier vat ek jou buite die norm van wat jou lewe was en wat jy dink jy is. Want ons word oorgelewer daagliks in hierdie dood om Jesus wil, sodat as ek oorgelewer word in hierdie dood, die kruis wat my oordruk in hierdie dood wat ek gesterf het, dit is 'n dood wat plaasgevind het, ek het gesterf, ek is dood. Maar daai kruis hou daai doodsheid daar. Hy hou daai doodsheid aktief in jou. Want solank as wat daai kruis, daai dood van Jesus, daai doodsheid heens die wêreld, kom ons sê dit maar, heens die wêreld in jou vorige lewe, soos die kruis daai doodsheid hou, kry die lewe van Christus die kans om tot openbaring te kom. Want wat doen hierdie oorlewering in die dood? Hy bring vir ons in die kennis van die lewende Christus in. Jy sien, en dit is die probleem met Christene. Hulle sê net dat Jesus het gesterf op die kruis, en dat hulle nou hulle self daagliks moet kruisig, want nou sê die volgende versie, want so werk die dood aan ons, maar die lewe in julle. Jy sien, nou dink hulle om myself daagliks te kruisig. Jy kan nie vat wat Lukas sê en vat jou kruis op en volg my nie. Jesus sê, vat jou kruis wat jou doodgemaak het en hou vas aan daardie kruis. En weet dat daardie kruis het jou doodgemaak en daardie kruis wat werk in jou handig jou daagliks oor in die dood. En nou wat is hierdie dood? Dis jou stryd. Dis jou beproewinge, dit is jou worstelinge. Want jy sien, in jou vorige lewe het jy gedink, jy het 'n krag en jy het 'n mag om dit teen te staan en jy het alles aangeveg deur dinge uit die Ou Testament en oorlogsplanne uit die Ou Testament, en jy sal sien, baie van die mense wat in geestelike oorlogvoering betrokke was, is alles gebaseer letterlik in die Ou Testament, en miskien so hier en daar 'n teks in die Nuwe Testament. Maar dan gaan dit oor God wat vir my 'n vegter is, en die Here wat die poorte gaan en 7 keer om 'n plek loop, en manifestering van dit en manifestering van daai. Daai is juis dit waarin die kruis van Jesus ons dood in oorlewer. Ons kan nie teruggaan na dit wat in die Ou Testament en in die profete is en ons daarop beroep nie. Ons beroep ons op die lewe van Christus wat in my geopenbaar word deur die werking van die Heilige Gees.
Jesus sê, hy sal net van my spreek die Heilige Gees en hy sal net vir my verheerlik. En hy, die Heilige Gees, sal jou lei in die volle waarheid. Gaan jy na 1 Korintiërs 2 toe, dan sal jy sien, die Heilige Gees leer vir jou wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het en in die hart van die mense gekom het, vir die wat God lief het. So ons word elke dag oorgelewer in die dood in, sodat die lewe van Christus in ons sterflike liggaam openbaar kan word. Elke dag moet daar 'n openbaring wees van die lewe van Christus in jou. Want as jy kan kyk wat hierdie vers regtig sê, dan sê omdat ons hierdie dood het wat uit ons uitwerk, en hierdie dood wat ons in dood in oorgee, is daar dus 'n dood na buite, na die verlede, en 'n dood na buite, maar daar is 'n lewe van binne. Waar die vorige lewe en natuur dood is, en my huidige lewe dood is, wat gekruisig is saam met Christus, is daar dus nou net een lewe wat lewe. Want ons sterf daagliks deurdat ons die dood in ons liggaam omdra. Dit beteken die dood van Adam, sataniese Adam, het effektief plaasgevind en was effektief toegepas deur die kruis. So dus, die dood wat die Bybel sê, wat ons in ons liggaam omdra, is die dood wat ons gesterf het heens sataniese Adam en alles van die Ou Testament. Maar die dood waarin ons oorgelewer word daagliks, terwille van Christus, is die dood van die eie ek, onafhanklik van God. Maar hierdie twee doodspole wat daar is effektief aan die werk. Maar tussen hierdie twee doodspole is daar dus dan nou net een lewe. So ek het nie 'n lewe van my eie meer nie, as kind van die Here, het ek nie 'n lewe van my eie meer nie, maar ek het ook nie meer die lewe van sataniese Adam nie. Al lewe wat in my openbaar word, is die lewe van Christus in hierdie sterflike liggaam. So sien jy, vir jouself is jy heeltemal dood. Daar is niks van jouself wat van vir God belang is nie. En vir Adam is jy dood. So jy het nie 'n adamatiese lewe nie, jy het nie 'n selflewe nie. Jy het net God lewe in jou. Jy het net God lewe in jou. Daar is nie 'n ander lewe meer wat jy kan leef nie. Jy is nie meer in Adam nie, so jy kan nie Adam leef nie. Jy is gekruisig saam met Christus, jy leef nie meer nie. En daai kruis werk daai dood in jou dat jy nie meer kan leef nie, maar jy kan ook nie meer in Adam leef nie. So al ene wat leef is Christus in jou. Christus wat sy posisie by jou kom inneem het, en wat nou in die werking van die Heilige Gees binne in die liggaam van jou, wat die tempel van God is, die tempel van die Heilige Gees en die huis van Christus is. Dit is hierin waar die Heilige Gees begin om die lewe wat in jou is, Christus in jou, Kolossense 1:27, Kolossense 3, Christus wat my lewe is. Die Heilige Gees kom en hy openbaar net daardie lewe in jou. Die lewe van Christus. Dis die lewe wat in jou is.
As jy nog gaan op jou eie werke en op jou eie meriete en op jou eie dade en jy wil terugkeer na die Ou Testament en daai tipe goeders, my vriend, my vriendin, dan het jy nog nie 'n openbaring van die lewe van Christus in jou nie. Want omdat ek nie meer leef nie en Adam nie meer leef nie, omdat ek nie meer leef nie en Jesus van Nasaret nie meer leef nie, is die enigste een wat lewe in my, Jesus Christus, die groot ek is, die lewende, opgestaande God, wat in jou lewe en wat in jou veronderstel is om geopenbaar te word. So wat jy moet doen is na die Heilige Gees te gaan en sê, Heilige Gees, ek verstaan nie wat die ou Dominietjie sê nie, maar net U kan my lei in die dieptes van hierdie Christus wat in my is. Dis, my vriend, wat in jou geopenbaar word. Nie Adam nie, nie jy nie, nie jou kerk nie, nie jou geskiedenis nie, nie jou etnisiteit nie, nie Israel nie, maar Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Totsiens.